For from you are all things.
Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name. Oh, Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name.
holy name. I worship you, Jesus. I honor you, Father. You're the King of Kings, the Lord of Lords, the great I am. All of our worship. Jehovah, we praise. Thank you, my God. Thank you, Jesus. We exalt you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. You're so great and mighty. Almighty God, we honor you. No one can You are seated compare on with the you, throne. Jesus. Thank you, Holy You're so Spirit. excellent, Jesus. Jesus. We crown you this morning with majesty, Father. I worship you, Jesus. Hallelujah. Mighty warrior, you're so great in battle. Father, you fight our battle. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Father, I appreciate your presence, Jesus. I worship you, Jesus. There's no one like you, Lord. In your name, Lord. Salvation in your power of the Holy Ghost. And it's moving on this place. Jesus. It's moving in this place. Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. There's no one higher than Thank you, you, Lord. Jehovah Roy. Thank you, There's Jesus. no one higher than you. Thank you, Yara. Thank you, Jesus. Thank you. Thank No you, one Jesus. higher than you, Lord. Almighty God. Thank you, Yara. Hallelujah. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior. Mighty warrior, so great in battle, Jehovah is your name. You're a mighty warrior, mighty warrior, and you're great in battle, Jehovah is your name. You are the mighty warrior, mighty warrior, and you're great, so great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, mighty warrior, so great in battle, Jehovah is your name. Hallelujah. Jesus, for fighting our battles this morning. This morning. Hallelujah. Thank you, Sit in die huis van 'n Jesus. deurbraak. You are the Holy One, oh God. U kan sit in die huis van 'n deurbraak. Amen. Jesus.
Ja, Here, dit oorweldig my as ek dink aan die vallei waar ek my bevind. Sjoe. Ja, Here, dit oorweldig my as ek dink aan die vallei waarin ek my bevind. Nou, amen. Sjoe. Omdat dit Vrouedag is. Omdat dit Vrouedag is. Wil ek hê 'n vrou moet gou na 'n ander vrou toe draai. En sê vir jy is mooi. Nie oor wat jy aan het of hoe jou hare lyk nie, maar omdat jy gewaarsheid dra aan iets. Ek dink toe die moeder van Joseph daai tyd swanger met Jesus, die moeder van Jesus op pad is na Elisabeth, toe sê die woord van die Here, toe Maria net hallo sê, toe spring die kind hier binne in Elisabeth, en ek dink 'n vrou moet 'n ander vrou bemoedig en vir haar sê, ek weet wat jy dra, ek sien jy dra swaar aan die belofte van die Here. Ek dink dit is tyd dat 'n vrou 'n ander vrou bemoedig, sodat die kind hier binne in haar, sodat sy moet weet, sy dra swaar aan die belofte van die Here. Nou, amen, laat my dan toe om te begroet. Ja, Here, dit oorweldig my. My begroeting is vanmôre aan ons pastor, sy aanwesigheid, ons juffrou Maakie de Bruin, die gawe van die huis van die Here Braak. Ek groet vanmôre ons diensleier, Suster Audrey, die musikante, Lafitte, worship team. Hy is wonderlik begroet vanmôre. Die huis van die Here Braak. Die huis van die Here Braak. Die blomtuin van die Here, die uitverkorenes vanmôre, u wat die tyd uitgekoop het om in die huis van die Here vanmôre te vertoef. Hy is wonderbaarlik begroet vanmôre amptenare, manne en vroue van die Here. Hy is begroet in die onfeilbare naam van Christus Jesus. Ek dink omdat dit Vrouedag is, vra ek die mansmense moet vanmôre baie geduldig is. Ek vra vanmôre wees baie geduldig met die vroue in hierdie huis vanmôre. Dierbares, ek wil u verseker, maar Patrice, ek het voor die Here gelê en ek het 'n woord gekry. Ek het gelê, dierbares, voor die Here, want ek weet ek is besig met die kudde van die Here en moet siele wat kosbaar is voor die aangesig van die Here, soos u myself toelaat, dierbares, om dan vanmôre die huis van die Here Braak op te tel. Ek wil ook net vir juffrou en vir pastor baie dankie sê vir hierdie voorreg wat hulle tog aan ons toevertrou om ons diensbaar te vind in die huis van die Here. Baie, baie dankie, juffrou pastor en selfwesigheid. Julle kan blaai na Johannes 4. Sjoe. Versie 4. Lees dan soos volg. En hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te kom skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit, dat u wat 'n Jood is, vir my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het, wie hy is wat vir jou water vra, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Versie 27.
En op die oomblik het die disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Versie 28. Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het, wat ek gedoen het. As hy nie miskien die Christus nie. Hulle het toe na hom toe gehardloop uit die stad en na hom toe gehardloop. Amen, dierbares. Nou ek titel die boodskap, God sluit 'n verbond met 'n vrou. Dierbares, ons is almal wel bekend met hierdie verhaal. Ek dink ons kan baie sê oor hierdie vrou. Ons ken haar lewe, ons sien hoe dat Jesus praat uit haar geskiedenis en hy vertel vir haar alles aangaande haar. Maar wat vir my so interessant is rondom hierdie titel, is dat hulle nie eens 'n naam by haar gesit het. Hulle sê net die Samaritaanse vrou. Dis asof hulle wou hê ons moet weet eerstens sy Samaritaans. En as ons weet van die geskiedenis van die Jode en die Samaritane, dan weet ons, hulle gaan nie om nie. Hulle het nie gemeenskap met mekaar nie. Ek dink Jesus was op pad Galilea toe, van Judea af. En die woord sê, dis die kortste roete om deur Samaria te gaan. Maar die Jode sal dit eintlik vermy, want hulle wil geen gemeenskap hê met die volk van die Samaritane nie. Dan tweedens noem hulle dat sy 'n vrou is. Ja, vroue van die huis van 'n deurbraak, weet u, hoe sê hulle, die geleerdes sê, dit is die langste gesprek opgeteken in die Bybel, dat Jesus met 'n vrou gevoer het, 'n Samaritane vrou, is die langste gesprek, sê die geleerdes. En weet u, ek dink hier sit baie vroue vanmôre in die huis van 'n deurbraak. En ek dink ons is stikkend. Ek dink ons is gebroken. Ek dink ons is, hoe sê mens, outcast. Ons is rejected, ons is verstote. Maar ek wil vir iemand sê, die Here ontmoet hierdie vrou by 'n put. Ek wil vir iemand sê, die woord sê, hy moes deur Samaria gegaan het. In ander woorde, hy het 'n afspraak gehad met hierdie vrou. Doelbewus ontmoet hy hierdie vrou by 'n put, om vir haar die belofte wat hy aan haar binneste geplaas het, weer net na vore te bring. Ek dink die Here het 'n encounter met hierdie vrou by die put, in 'n omstandighede, daar wat sy haar bevind, daar wat sy verstote is. Jy weet, die Bybel maak melding, hy sê, dis die 6de uur gewees. Wat vir my sê, die ander vroue gaan mos vroeg die oggend water gaan haal. So dit sê vir my, die feit dat sy die 6de uur moes water gaan haal, sy's moeg van die sê goed. Sy's moeg van met mense saamgaan, wat net vir haar wil afbreek, mense wat net uit haar verlede uit wil praat, mense wat haar net wil herinner, maar jy sit met die 5de man, die 6de een is joune nie, sy is moeg, so sy sonder haarself af, en sy gee die Here 'n geleentheid, om vir haar alleen te ontmoet, by die put. Ek dink wat vir my so uitstaan, van hierdie vrou, is dat sy 'n conversation met Jesus het. Sy vra vir Jesus terug, sy interact met Jesus by hierdie put, terwyl Jesus vir haar vertel, alles aangaande haar, en die Here offer lewende water aan haar, aan hierdie vrou. Die Here maak bekend in hierdie teksvers, dat weet jy, ek is die Messia. Ek wil vir 'n vrou in die huis van die Here sê, die Here het verhouding met jou. Ek wil vir 'n vrou in die huis van die Here sê, die Here maak verborgenheid aan jou bekend. Die Here het te behaag in 'n vrou. Die Here het te behaag in 'n gebrokene vrou. Nou verstaan ek die skrif in Markus, waar die Here sê, ek het gekom vir die siekes. Ek het nie gekom vir hulle wat gesond is nie, maar ek het gekom vir hulle wat gebroken is, vir hulle wat stukken is, vir hulle wat verstote is. Dis vir wie ek gekom het. En ek dank dierbares. Onthou, as ons teruggaan en ons gaan in die geskiedenis, dan leer ons dat het was unheard of vir 'n rabbi, 'n leermeester, om selfs met 'n vrou in 'n publieke plek 'n gesprek te hê. Nie eens met sy eie vrou het hy in die publiek 'n gesprekkie, maar daar by die put doen die Here iets, en
hy verbreek hierdie ketting tussen die Here en die vrou. Hy verbreek dit. Hy maak 'n nuwe verbond met die vrou. Hy gee vir haar identiteit. Hierdie namelose vrou, hierdie Samaritaanse vrou, hierdie vrou wat 'n geskiedenis het, die Here gee aan haar 'n nuwe identiteit. Ek dink as 'n mens in die Ou Testament, in die Nuwe Testament gaan, dan gewaar ons, sy was die eerste evangelis. Want die woord van die Here sê, nadat die Here haar te kenne gegee het, toe laat staan sy aan waterkant, en sy hardloop na Samaritaan toe, en sy sê vir hulle, ek het iemand gesien, wat my alles vertel het, aangaande my. En dan sê die woord van die Here, baie het tot 'n keer gekom, deur dit wat sy hulle vertel het. Weet jy hoe snaaks is dit? Die feit dat hierdie vrou, het hulle vir my, sy wou alleen water gaan het, want sy het nie lus vir hulle nie. Maar hier sien ons hierdie selfe vrou, hardloop terug na hulle toe, en sê, kyk, wat het die Here gedoen? Dis net die Here, wat 'n mens die braafheid gee. Dis net die Here, wat 'n rugbeen in 'n mens sit. Dis net die Here, wat jy op die plante van jou voete kan hou. Dis net die Here, wat 'n oproer aan jou binneste kan maak. Ek wou vir 'n vrou sê, moenie vergeet die pad waar die Here jou ontmoet het. Moenie vergeet, toe niemand vir jou kan sien, toe sien die Here vir jou kan. Ek wou vir 'n vrou sê, hierdie Here van Abraham, van Isak, van Jakob, hy sluit 'n verbond met jou, Samaritaanse vrou. Ja, hy het jou afgeskryf. Ja, brother Warren, hulle het ook gesê, ons kyk hoe lang bly sy staande. Hulle het ook gesê, ons kyk wanneer sy val. Maar hulle het nie geweet jy jou rekenskap met die Here gewoon is. Hulle het nie geweet die vrug wat aan jou binneste is nie. Here, dit oorweldig my. Here, dit oorweldig my. Want ek is staande, dan maar aan die strijd en die storm. Ek ken my staanplek, want ek ken die Here, wat my geroep het, toe niemand van my kan sien nie. Toe ek spartel in my eie bloed, toe kwam die Here, en hy ontmoet my, en hy tel my op, en hy gee identiteit aan my, en hy noem my die kop, en nie die ster nie. Ek wil vir 'n vrou sê, wat verhinder jou? Wat verhinder jou? Wat verhinder jou? Ja, ons weet jy's verstote. Ja, ons weet jou man het uitgeloop, ja. Ja, ons weet jou kinders is dwelm verslaaf. Ja, ons weet. Maar ek wil vir jou vra, wat verhinder jou van die Here dien? Ek wil vir 'n vrou sê, aan die huis van 'n deurbraak. O, die Here sluit 'n verbond met jou. Weet jy, ma Patrice, weet jy wat is 'n verbond? Dierbaar is. 'n kontrak kan verbreek word, maar 'n verbond, dit wil sê, toe die Here na Abraham toe gaan en sê, ek sluit hierdie verbond met jou. Toe Abraham sterf, toe sterf die verbond nie. Toe Abraham sterf, toe sterf die verbond nie. Want 'n verbond is tot in alle ewigheid. Dis die tweede, die derde geslag, staan die verbond. Ek wil vir 'n vrou sê, hy vroue van die Here, julle is kosbaar. Jy gee reuk af. Julle is so uniek. As die Here moet openbaar aan 'n vrou die krag wat hy in haar geplaas het. Sjoe, dis hoekom die vyand alles in sy vermoë probeer om 'n vrou te vernietig. Jy weet, ek dink Eva, die Here sê vir Eva, jo, weet jy wat doen die Here? Hy sê vir Eva, aan jou gee ek autoriteit om die slang se kop te vermors. Ek dink die Here vertrou die vrou in 'n geveg met Satan. Ek dink die Here beklee jou, want hy gee aan jou autoriteit. As die
Honies dierbaar is, hier kom hierdie Samaritaanse vrou na die put om water te kom haal, water wat sy môre moes weer kom haal, oormôre weer kom haal. Maar hier sit die put van lewende water en hy sê vir haar, as jy my sal vra, dan sal ek jou gee en lewe van water, lewende water, sal ek jou binneste word en jy sal nie weer dors nie. Jy sal nie weer dors nie, vrou van die Here. Die Here sien jou. Die Here sien jou. Nie perfek soos ons wil voorgee nie. Ons wil mos perfek as die hare en die naels en die klere en die skoene. Maar die Here wat jou geskaap het, my vriendses. Die Here wat jou geroep het, selfs toe hy weet waarmee jy besig is, toe sien hy vir jou kans en hy roep jou en hy herstel jou en hy gee jou 'n nuwe naam. Nou verstaan ek die gesegde, ou ontmoeting met die Here en jy's nooit weer dieselfde nie. Nou verstaan ek, ou ontmoeting met die Here, nie met die mens nie. Die woord van die Here sê ek is aan die mens liefde verskuldig. Maar weet verseker, dis al wat ek aan die mens verskuldig is. Want ek is nie besig met die mens nie. Ek is besig met die dinge van die Here. En hy wat my optel, hy wat vir my 'n staanplek gee, hy sal my lei deur hierdie vallei, nie die mens en die kind van die mens nie. Vroue van die Here, weet jy hoe kosbaar u is? Hy sê in Genesis, hy wil 'n helper maak vir die man. Dan sê in die Nuwe Testament, ek laat die Heilige Gees na om jou helper te wees. Weet jy die korrelasie wat hy maak tussen die vrou en die Gees van die Here? Weet jy die korrelasie wat hy trek tussen die vrou en die Heilige Gees van God? En nou sê die skrif, as jy die Gees van die Here bedroef, vrou van die Here, moenie toelaat dat jy so vinnig bedroef word nie. Moenie toelaat dat die wêreld jou 'n naam noem wat die Here jou nooit genoem het nie. Jy is uitverkorene, jy is hoog geplaas, jy is die Here se, jy behoort aan jou Maker, jy is tot meer in staat as wat die mense vir jou sê. Ek dink hierdie Samaritaanse vrou, sy hart loop dierbaar is en sy doen dit wat die Here haar voorgeroep het. Nou noem ek haar nie meer hierdie verstote vrou nie. Ek noem haar nie meer die gebroke wessel nie. Ek noem haar nie meer 'n ou outsider nie. Maar ek gewaar sy hartloop met die evangelie wat die Here haar gegee het en sy staan baan wat sy weet wie haar geroep en sy staan terug vir niks en vir niemand nie, want sy gewaar dit wat in haar is sterker as dit wat in die wêreld is. Sy weet wie sy is. Sy ken haar identiteit in Christus. Ek wil vir 'n vrou sê, meen moet die Here, sodat die Here moet jou kan meen. Weet jy, ek besef juffrou, sy het vir niemand haar goed vertel nie, want ons sien mos nou, sy het nie 'n crowd waarmee sy beweeg het nie. Sy het vir niemand gesê en gesit en gekla, o my probleem is dit en my probleem is daai, nie vrou van die Here. Nee, sy het teruggehardloop en sy het vir die mense gesê, ek het iemand ontmoet, dit moet die getuienis is, ja ek was daar, maar ek het iemand ontmoet, hy het my alles vertel aangaande myself, hy het my opgetel, vroue van die Here, terwyl jy net so staan, ek wil jy moet rondkyk, kyk jy skat van die huis van die Here. Ek dink die Here sê vir die vrou, as jy maar net geweet het, die gawe wat saam met jou praat, en ek kyk die blomtuin van die Here so, en ek besef, ja, sis ek is lief vir u, ek weet wat u deurmaak, ek ken die storie, ek weet dat die wêreld die uitgeskop het, maar ek ken iemand wat so intentional is,
dat hy sy disippels wegstuur. Hy los die 99, want hy wil met die een te doen is. En hy maak 'n afspraak, die Here van die leerskare. En hy kies jou, vrou van die Here. Hy kies jou om die werk van die Here te doen. Hy is wel bewus van dit wat jy deurmaak. Maar ek wil vir u sê, hoe kosbaar is u dan nie, dat die Here afspraak met u het vanmôre in die huis van 'n deurbraak. You are worthy, woman of God. Jesus, u kan sit dierbaar is. Ek dink dierbaar is so baie vroue in die Bybel. As jy hulle storie gaan kyk, ek dink jy was een perfekte nie. Ek dink jy was een wat nie gebroken gewees het nie. Een wat heel gekom het voor die Here nie. Ek dink Hanna, ons ken haar storie. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Ons is wel bewus van haar storie. Ek dink ons ken die vroue van die Bybel. En as ons hom vandag mooi kyk, dan besef ons vereensellig ons met so baie van die vroue in die Bybel. Maar die Here van die leerskare het elkeen van hulle gebede verhoor en hy het dit beantwoord. Wees bemoedig, vrou van die Here. Jy's 'n uitverkorene. Jy's meer as 'n oorwinnaar. Jy's die kop en nie die stert nie. En die Here sluit verbondskap met jou. Amen en amen.